Goeiemôre en welkom vanmôre hier in die sitkamer van die Karoo Huis en ook julle wat kyk na die video. Ons wens julle ook die Here se seën oor hierdie diens van vanoggend. Kom ons begin vanmôre met gebed. Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat U ons Vader is en dat ons kinders van U mag wees. Dankie vir die nuwe geleentheid wat ons vanmôre het om by mekaar te kom rondom U woord en met mekaar te deel, te lees uit die woord en te praat met mekaar oor die woord. En ons bid, Here, dat U woord ons sal seën vanmôre. Dat dit nie sommer net 'n preek is nie, maar dat U woord is wat in ons harte bevestig word en dat mense wat hier sit, maar ook die video kyk, dat hulle geseënd sal wees deur U woord in Jesus se naam. Amen. Ek wil julle vra om ons ook in ons om ons ook in julle gebede te gedink, hoe noem jy dit in Afrikaans, herdink, om te dink aan ons in julle gebede. Ons gaan nou volgende week, is ons nie hier nie, dan is ons in Pretoria. Ons het daar 'n troue, maar ons self sal ook in die lewende woord in Pretoria die woord bedien. En ons sal dit waardeer as julle aan ons dink. En so, en daarna het ons weer 'n diens. Vanmôre is die tema die sonde lê en loer voor jou deur. Kom ons luister eers na die volgende lied. Dis 'n lied van The Gaithers. Ek het nou nie beeldmateriaal daaroor nie, maar dit is mooi musiek. I'm just a sinner saved by grace. Jy moet nog 'n keer druk hoor. You could see what I once was. If you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that took me in His sweet embrace and made me what I am today. Made me what I am today. Just an old sinner, An old sinner. saved by grace. I'm just a sinner, saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live, breathing freedom. With each breath of life I take, love and forgiveness. Back with the living, I'm just a sinner saved by Dis so waar, hierdie woorde. Dis 'n wonderwerk dat ons gered is deur genade. How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved
Jy weet, hulle sing nie net baie mooi nie, maar die woorde wat hierdie lied bevat, is so waar. Ondanks die feit dat ons kinders van die Here is, en gered is, en ons sonde vergewe is ons nie beter mense as die sondaars nie. Ons moet dit besef, ons is net gered deur genade, nie uit onsself nie, nie omdat ons so goed is nie, maar net deur genade. Wat ons anders maak. Ons is anders as mense wat nie gelowig is nie, maar ons is nog steeds mense wat swak is en nog steeds sondig, kan sondig. Kom nou. Die sonde lê ook voor ons deur op die loer. Ek het 'n paar koortjies wat Liefie, ek sien jy skud jou kop, maar dan moet jy vir my. Ek het 'n paar koortjies en ek weet ons herhaal hierdie koortjies 'n bietjie, maar dit is ook maar om dit te leer ken en dan vat ons elke keer probeer ons 'n nuwe enetjie in te bring. Jy hoef nie saam te sing nie, jy mag ook maar luister. Ekskuus. Hy was gestem, ek het hom gestem toe ek hier kom. Wonderful, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, saving me, keeping me from all sin and shame. En dis wat Jesus doen. Wonderful is my Redeemer. Hierdie koortjies is oud, maar is nog so waar vandag nie. Kom ons sing die volgende ene. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het,
gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is eintlik 'n pragtige liedjie hierdie. Dit is natuurlik 'n Bybelversie, Johannes 3 vers 16, maar vir my is die melodietjie 'n bietjie te vrolik, as ek eerlik mag wees. Waardeur die kern van die boodskap verlore gaan. Hierdie is 'n ernstige boodskap. Dis nie sommer net 'n vrolike jubelliedjie nie. Dis 'n liedjie van verstaan ons wat God gedoen het vir ons, vir die wêreld. Hy het die wêreld so lief gehad. So God is 'n God van liefde, en dan is daar mense wat sê, maar God het ook 'n ander kant, dat ek dan vra van wat se kant, as die Bybel sê, as Jesus self sê, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Hoe groter is iemand se liefde, as iemand sy seun oorgee, om gemartel te word, en te moet sterf, sodat elkeen wat in hom glo, in die seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie is 'n ernstige liedjie. Miskien sit ek nog eendag 'n ander melodie op hom, maar tog, die voordeel van so 'n liedjie met hierdie melodie, is dat jy die versie nie vergeet nie. En dit is natuurlik ook weer 'n voordeel, maar solank ons die inhoud onthou. Dis vir my baie kere hoor ek mense ken hierdie liedjie en hulle of hierdie woorde, die versie, en dan sê hulle die versie op, maar dan wonder ek van, besef jy die inhoud van hierdie versie? Ek het nog 'n nuwe liedjie. Hy is ook baie bekend. Die Here is my herder. Ek dink julle ken hom, maar ons bring hom maar in. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dis die enigste van Psalm 23 wat hier instaan, hierdie liedjie, maar dit is eintlik pragtig. Kom ons, weet jy, in die Hebreëus staan daar nie die Here is my herder nie. Daar staan iets anders. Daar staan die Here, my herder, hy is. En as jy dit gaan uitdiep, dan het dit 'n ander betekenis as om net te sê van die Here is my herder. Dit beteken van my herder, hy is die Here. En wat eintlik sê van hy is die El Shaddai, die Almagtige, my herder. Ek het 'n herder. Ons het almal herders, sê hy dan eintlik. Hy sê, maar my herder is nie sommer 'n herder nie. My herder is die Here. En hy lê die nadruk daarop dat die Here sy herder is. Dit is nie sommer net dat die Here 'n herder is vir my nie, maar my herder. Ek het 'n herder wat my Here is. En dit is nogal mooi. Kom ons sing hom nog, en dan sing ons ook daar baie diep. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op die ewige rots, baie diep haal hy my uit. Dis iets wat hulle toegevoeg het aan hierdie koortjie. En ons ken hom van
baie jare wat in die kerk gesing is met soveel oorgawe, baie diep haal hy my uit. My herder is die Here. Goed, ons gaan vanmôre lees uit die woord, uit Genesis hoofstuk 4, reg aan die begin van die Bybel, 'n geskiedenis oor Kain en Abel, wat ons almal ken, maar dit is waar ons vanmôre by gaan stil staan. Ek lees vanaf vers 1, hierdie is net vanaf vers 4 en 5. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. So hy was die oudste. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel was 'n skaapherder, het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En ek lees vers 6 ook, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, en jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel daaroor gepraat, Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Ons ken hierdie geskiedenis. Ek wil veral jou aandag hierop vestig, wat hier staan oor die offers. Die Here, daar staan in vers 4, staan, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer Kain en sy offer nie aangesien nie. Met ander woorde, dit het nie net gegaan oor die offer nie, dit het ook gegaan oor Abel en oor Kain. God het Abel aangeneem of aangesien, genadig aangesien soos hier staan, en Kain nie aangesien nie. Dis interessant om dit te weet en te lees. Hoekom het God Abel sin afgewys, of aangeneem en Kain sin afgewys? Ek moet net my woorde vind vanoggend. Nou hierdie gedeelte soos ons gelees het, gaan oor die eerste 2 kinders van Adam en Eva, naamlik Kain en Abel. En soos ons gelees het, Kain was 'n landbouer, en Abel, sy jonge broer, was 'n veeboer, skape het hy geboer. En die prentjie wat ons hier kry, met die offers, was dat hulle gewoond was om offers te bring aan die Here, en dat hulle ook gereeld met God in kontak was, dat God met hulle gepraat het, en hulle met God gepraat het, want ons lees dit. As landbouer het Kain 'n offer gebring, het ons gelees, en hy het die opbrengs van sy land gebring, staan daar in die woord. En Abel, wat met skape geboer het 'n offer van sy opbrengs aan God gebring. En er word spesifiek gesê, dat Abel van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring het, 'n offer aan God gebring het. Dis kleinvee, skape kleinvee. Dit val nog onder kleinvee. Beeste val onder grootvee. Okay, so hy het die eerstgeborenes van sy kleinvee aan God gebring as 'n offer. En daarmee het Abel sy beste aan God gegee. Van Kain lees ons dat dit 'n offer van vrugte was wat van die land afgekom het, en hy die offer so aan die Here gebring. Die Bybel sê baie duidelik dat Abel 'n beter offer gebring het as Kain. Ons lees dit ook in Hebreërs. Dat Abel 'n beter offer as Kain gebring het, en dat die Here, daar staan dit dan, dat die Here hom en sy offer genadig aangeneem het, maar hy het Kain en sy offer nie aangeneem nie. Kain het waarskynlik nie met die regte gesindheid sy offer gebring nie. Dit was nie net die offer wat verkeerd was nie, dit was die gesindheid. God het hom en sy offer nie aangeneem nie. As Kain se gesindheid opreg was, sou hy ook die beste van sy oes aan die Here gebring het, maar dit staan nie daar nie. Sê hy die opbrengs van sy vrugte gebring,
en sou sy offer ook deur die Here aangeneem geword het. Soos ek sê, dit het niks te doen met of dit 'n vleisoffer was of 'n offer van vrugte nie, want God het geen verskil gemaak nie. Dit gaan oor die offer wat jy bring. Die verskil in kwaliteit was nie soseer wat geoffer was nie, maar met watter gesindheid geoffer is. Die offers wat ons vandag bring is 'n skerp aanduiding van waar ons harte is teenoor die Here, in ons verhouding met die Here. Watter prioriteit het die Here in ons lewe? Watter plek neem hy in? Die woord sê, ons sê dit hier in Genesis 4 vers 4 en 5, dat Kain kwaad geword het, en dat hy sy hoof laat hang het. Hy was glad nie gelukkig met hierdie omstandighede nie. Hy het glad nie daarvan gehou dat God hom en sy offer afgewys het nie. Abel was sy jonger broer. En hy het God het Abel se offer aanvaar. Hy kon dit nie hanteer, waarskynlik het sy jonger boetie beter gedoen het as hy nie. En die Here sien toe dat Kain kwaad was. En dan staan daar in die woord, en dis hoekom jy weet van hulle 'n ander kommunikasie met God gehad as wat ons vandag het. Die Here vra toe vir hom hoekom hy kwaad is en hoekom hy sy hoof laat hang het. Wat vir my sê dat God praat met hom en vra vir hom, man, hoekom is jy kwaad? Die feit dat God dit vir hom vra, sê vir my dat God nie kwaad was vir hom nie. God het sy offer afgewys, maar hy was nie kwaad vir hom nie. Hoekom is jy kwaad? Wat is fout met jou? Daar was geen rede vir hom om kwaad te wees vir die Here nie. Net so min as wat dit vir ons vandag sin maak om kwaad te wees vir die Here. Dit maak nie sin vir 'n mens om kwaad te wees vir die Here nie. En dan vra God vir Kain of daar nie, ons sê dit in ons woord, of daar nie verheffing is as hy goed doen nie. In die Hebreëus staan daar of dit nie aanvaar sou word as hy goed doen nie. En so staan dit ook in die 2020 vertaling vandag. As Kain nou weer 'n offer sou bring met 'n ander gesindheid, sou sy offer ook aangeneem kon word. En dan waarsku die Here hom baie ernstig. Die Here waarsku hom, gee hom 'n waarskuwing. Vertel hom, hy sê, as hy nie goed doen nie, met ander woorde, nie met die regte gesindheid nie, dan lê die sonde, sê God vir hom, lê die sonde op die loer voor die deur, wat hom begeer. Die sonde begeer hom. Onthou dat die beeld wat hier dan geskets word, is soos van 'n wilde dier. As jy dit terug gaan lees in die Hebreëus, dan is dit 'n skets van 'n wilde dier wat wag om jou aan te val. Wat lê voor die deur om te sondig. Wag om aan te val, maar in plaas daarvan om te doen wat die Here gesê het, het hy toegelaat, het hy die deur oopgemaak, dat die aanvaller, soos 'n wilde dier, hom gekry het, en het hy sy woede gereageer op sy broer en het hom vermoor. Nou daar's twee dinge hier wat belangrik is om te weet. Wat veroorsaak het, of wat veroorsaak dat die sonde, soos 'n aanvaller voor die deur lê, gereed om aan te val. Ten eerste sukkel baie mense om te aanvaar dat ander geseënd is en hulle nie. Dit is miskien ook maar moeilik om te aanvaar. En dan kyk hulle neer op iemand wat die seën van die Here ontvang het. Dit is dan die sonde van jaloesie wat voor die deur lê en wag, omdat die Here iemand geseën het en jy eintlik bid miskien vir dieselfde seën, maar dit kom nie by jou nie, maar hier is iemand geseën. Die sonde van jaloesie is dan onmiddellik daar. Hulle kyk neer op die een wat die seën ontvang het. Die een het dalk 'n beter werk gekry of presteer dalk beter in die samelewing of selfs in die kerk, ekskuus. As ons die seën van die Here nie gun vir iemand anders nie, en nie daarvan hou dat iemand deur God geseënd is nie, dan het die sonde teen ons deur kom aankruip en wag totdat jy die deur oopmaak, sodat hy jou kan bespring en aanval. En dit terwyl ons eintlik dankbaar moet wees as iemand geseënd is, as iemand met 'n getuienis kom van hoe die Here hom geseën het, dan sou ons dankbaar moet wees saam met hom en ophou moet vra van hoekom hy of hoekom sy en hoekom nie ek nie.
Selfs al voel dit of jy meer gee of harder werk as die ander persoon, is dit juist belangrik om saam met die ander persoon bly te wees en dankbaar te wees. En moet ons nie toelaat dat ons vreugde in hom van ons beroof word om iemand anders wat geseënd is nie. Ek onthou 'n geleentheid wat ek in Holland die woord bedien het in 'n gemeente en ek het 'n uitspraak gemaak uit Handelinge 3 waar Petrus vir die verlamde man gesê het, silwer of goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. Dit het gegaan oor die werking van die Heilige Gees in ons en deur ons. En dat Petrus vir die man sê, wat ek het, gee ek vir jou. En terwyl ek besig is om dit te verduidelik, was 'n vrou in die gemeente wat aangeraak geword het. Die maandagoggend, ek dink, het dit al vertel, maar maandagoggend word ek gebel deur die pastoor van die kerk, en ek dink, ek het seker iets verkeerd gedoen, verkeerd gesê. En hy sê nee, hy sê, daar was 'n vrou wat onder jou boodskap genees is. Sy het 'n siekte gehad of 'n probleem met haar voet gehad. As ek dit nou reg kan verduidelik, die spiere in haar voet het nie mooi geheg aan haar been nie. Met ander woorde, as sy in die bed gelê het en sy moet draai op haar sy, moet sy haar voet met die hand moet sy saamdraai. Sy het spesiale skoene gedra wat haar voet reguit gehou het. Sy kon die voet nie draai nie. En terwyl die boodskap gegee is, toe voel sy hoe haar voet warm geword het, en die sondagmiddag kom sy agter van, maar sy kan haar voet gebruik. En sy is die maandagoggend voordat die pastoor my gebel het, is sy na die dokter toe, en die dokter was verbaas, want 'n onmoontlike wonderwerk het gebeur. Die spiere was geheg aan haar been, en sy was gesond. En dit was net ongelooflik hoe die Here haar gesond gemaak het, en hulle het nog 'n second opinion gevra, en dit was regtig so, haar voet was gesond. In 'n oogwenk het die Here haar gesond gemaak, so die Here kan dit doen. Nou getuig sy die Sondag daarvan, en nie almal was baie gelukkig daarmee nie. Daar was mense wat siek is, wat ook gebid het vir gesondheid, en hulle het nie gesond geword nie. Hoekom jy? Hoekom nie ek nie? Terwyl ons almal saam met haar bly moet wees vir die getuienis, en ook moet weet van, luister, as die Here haar gesond kan maak, kan die Here jou ook gesond maak, kom ons bid vir jou, was mense werklik kwaad vir haar. En kon dit nie aanvaar dat sy geseënd is, en nie hulle nie. Dis wat gebeur met ons mense. Die sonde lê en loer. Die tweede ding wat maak dat sonde op ons drempel lê, wanneer ons God nie eerste in ons is, wanneer ons God nie eerste in ons lewe gestel het nie. Kain het waarskynlik nie geoffer met sy hart nie. Dit was vir hom vanselfsprekend om te offer. Dit was gewoond om te offer. Iets wat hy nou maar moes doen, en dan is dit nou maar weer klaar. Ek behoort te offer, so kom ons bring nou maar 'n offer. Sy gesindheid was nie opreg nie. Ons moet verstaan dat God nie afhanklik is van ons offers nie. God het nie ons offers nodig nie. Hy kan klaarkom sonder ons offers. As ons gesindheid so is, dat ons moet offer, dis nou maar deel van Christen wees en ons offer, as dit ons houding is, dat ons offer omdat dit van ons verwag word om te offer, sê God, moet jy dit los? Moenie. Ek het nie jou offertjie nodig nie, hoe groot dit ook is nie. Dit gaan oor die opregtheid van jou hart. Abel het moeite gedoen met sy offer, omdat hy God wou behaag. Hoe belangrik is God vir jou in jou lewe? Want as ons God dien uit gewoonte en godsdienstig leef sonder oorgawe en sonder opregte liefde vir die Here, sal die sonde voor jou deur lê om jou aan te val. En die oomblik dat jy daardie deur oopmaak, sal jy aangeval word en sal die sonde oor jou heers, en sal jy self nie meer in staat wees om oor die sonde te kan heers nie. As straf en oordeel nadat hy sy broer vermoor het, was hy vervloek, en het hy 'n boemelaar geword, en het hy geswerf oor die wêreld staan, sê die Bybel. Hy het 'n soort vlugteling geword. Sy verhouding met die Here was verbreek. Hy het nie meer die moontlikheid gehad om met God so te kommunikeer nie. En dan dink ek van, okay, dit sal nie lekker wees om nou as boemelaar te moet lewe nie, maar die ergste wat jou kan tref is dat jy afgesny is van die kommunikasie met God.
In Genesis 4 vers 7, jy het hom al, 4 vers 7, het God hom gewaarsku van die sonde wat voor sy deur lê en loer. Hy was boosaardig kwaad, maar die deur was nog nie oop nie vir die sonde nie. Alhoewel hy al beïnvloed was deur die vyand om te sondig. Jy moet kwaad word. Jy is jou ouer broer. Hoekom word jou offer afgewys en jy afgewys en nie jou broer nie? So die vyand beïnvloed jou om te wil sondig, maar die deur is nog nie oop nie. Dis as God vir hom sê, kom oor dit Kain, want jy kan ook 'n geleentheid kry. Jy het geen rede om die deur oop te maak sodat die sonde jou bespring nie. Kalmeer en bekeer jou en heers oor die sonde en oor sy begeerte. Dis wat God hier sê. Ons het die moontlikheid om te heers oor die sonde. Dis nie nodig dat ons die deur oopmaak vir die sonde om ons aan te val nie. Dis ons keuse. Maar die sonde lê daar, soos 'n wilde dier om jou aan te val sodat jy sondig. En jy kom in verleiding om te wil sondig. Jy kom in verleiding om daardie deur oop te maak, maar jy het die keuse om die deur oop te maak of nie. Uit hierdie gedeelte van die woord kan ons leer dat hy lê en loer om ons aan te val. Ons hoef nie te sondig nie. En nie een van ons is onskuldig nie. Ons almal het daardie deur al oopgemaak en baie kere oopgemaak. Waardeur ons toegelaat het om aangeval te word deur die sonde en sy begeerte. Almal van ons sou onder dieselfde oordeel moet val as Kain. En afgesny moet wees van die kommunikasie met die Here, soos dit ook was met die volk Israel. Maar deur sy geweldige genade is daar 'n ander deur wat vir ons gegee is, wat uitkoms bied. Jy kan hom sit. Johannes 10 vers 9, daar sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Ek is die deur, sê Jesus. Daar's net een moontlikheid om die kommunikasie met die Vader weer te kan herstel. Daar's net een moontlikheid om tot redding te kom deur genade, en dit is deur Jesus, die deur met 'n hoofletter. Hy sal gered word, sê Jesus. Hy sal gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Nou laasgenoemde moenie verward word met die feit dat jy eenvoudig deur hom kan ingaan en dan weer uitgaan om te sondig nie, maar dit spreek van die vryheid wat ons in hom het om ook weer uit te gaan, om ook aan ander te vertel wie Jesus is en die mense deur dieselfde deur van genade saam te neem om gered te word. Dis hoekom ek die lied laat speel het van I'm just a sinner, saved by grace. Dit maak ons nie beter nie. Ons het die geleentheid om die wonderlike evangelie, die goeie nuus van Jesus se liefde en sy genade deur te vertel aan ander mense. Maar ons het 'n groot probleem. Baie kinders van die Here ontwikkel na hulle bekering 'n houding van neersien op sondaars. Neersien op die Kains in ons samelewing. Hulle sonder hulle af in kerke, en ek praat nie net van een kerk met kloosters en ensovoorts nie, maar baie kerke wat voel van ons is gered en ons rig ons net op ons eie kerk. Ons is reg en hulle is verkeerd. Ek wil nie meng met die wêreld nie. Ek wil nie soos die wêreld word nie. Ek wil nie met sondaars omgaan nie. My vriende is net kinders van die Here. Want daarby voel ek my veilig en dis soos dit moet wees. Ek kan nie met sondaars omgaan nie. I'm just a sinner, saved by grace. En dit maak my niks beter as enige iemand anders nie. Die Bybel sê, Jesus sê ons moet nie oordeel nie. By baie Christene lê die sonde van hoogmoed op die loer voor die deur wat sê, ons wat Christus leer ken het, is beter as julle. Ons is kinders van die Here en hulle is sondaars. Ek onthou dat ek baie kere gevra is om deel te neem aan evangelisasie aktiwiteite. Dit was in Holland. En ek het daar my getuienis gegee en ek het gesing en ek het agtergekom die boodskap oor die algemeen met evangelisasie byeenkomste
en ek wil nie sê ander doen dit nie, maar ek het by ons agtergekom, is wat ek eintlik gesê het vir die mense wat hier onder my staan, ek staan hier op 'n verhoog, en dan bring ek die woord, en eintlik wat ek vir hulle sê is, as julle nie word soos ek nie, gaan julle hel toe. Dit is nie die woorde wat ek gebruik het nie, maar die boodskap kom daarop neer. Ek is gered, ek gaan hemel toe, en as julle nie word soos ek nie, gaan julle hel toe. Dit gee my geen reg om daardie boodskap te verkondig nie, maar dis die boodskap van baie kere van evangelisasie. Me Tarzan, you Jane. Ek is reg, julle is verkeerd. En julle moet ook reg word. En baie Christene, en ek dink dit is gelukkig nie bewus nie, onbewus, maar plaas hulle bo sondaars in die sin van, ek is rein, ek is skoon, die Here het my vergewe, en jy moet nog daar kom. Ons het geen reg om op mense neer te kyk nie. Ons is anders, ja, maar ons is nog steeds mense, met foute, wat ons maak. Dis soos die voorbeeld van Jona. Jona is geroep om in Ninive te preek, en die Here het vir hom gesê, hy moet na Ninive toe gaan, en hy wou nie, hy het na Tarsis toe gevlug. Uiteindelik, na sy avontuur in die maag van 'n vis, is hy weer deur God geroep. Dis eintlik ook 'n wonderwerk, dat Jona vlug na Tarsis toe, hy wil nie na Ninive toe gaan nie. Daar's baie ander wat God kon roep, maar God het hom nog steeds gebruik, God het nog steeds die roeping op hom gehou. Nee, Jona, ek wil jou hê, ek wil jou gebruik om na Ninive toe te gaan. Hy is deur die vis in die maag, is hy weer uitgespoeg op die strand, en God roep hom weer om na Ninive toe te gaan, en 'n boodskap te verkondig wat die Here hom sou gee. Maak jou klaar, gaan hier na die groot stad in Ninive, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sê. Dit is nogal treffend, dat Jona nie eers geweet het wat hy moes sê nie. God sê vir hom, gaan na Ninive, en as jy daar is, sal ek vir jou sê wat 'n boodskap jy moet gaan verkondig. Dis treffend. Ons is instrumente van die Here, wat ook nie altyd weet wat ons moet sê nie. Ons dink van, ek moet goed voorbereid wees, maar partykeer weet ons nie wat ons moet sê nie, en dan wil die Here ons gebruik as 'n instrument, en dan sê die Here, moenie worry nie, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. En dan gebruik die Here jou as 'n instrument, deur sy Heilige Gees, om tot iemand te praat, waarvan jy dink van wow, ek sal die boodskap vir jou gee. En hy is uiteindelik na Ninive toe, en hy verkondig 'n geweldige boodskap. Jy kan, die boodskap wat hy sê, is nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Dis al wat hy gepreek het. Ek glo nie dis 'n boodskap wat in ons dorp sal aankom, as ons deur die dorp sal ry met 'n kar en dit gaan verkondig nie. Nog 40 dae en die Here gaan voor die smid verwoes. Ek glo nie dat in een dorp dit gaan werk nie, maar dit het in Ninive gewerk. En dit wys jou hoe die Gees jou lei om iets te sê wat treffend is. Hy sal jou lei om te sê, moenie dink jy het al die wetenskap nie. Deur sy Gees verkondig jy boodskap. Nog 40 dae, dan word Ninive verwoes, was die boodskap. En die hele stad, net deur hierdie boodskap, sê die woord, die hele stad en selfs die koning het berou gehad en het hulle self oorgegee aan die Here. Ekskuus. Deur hulle bekering, deur hulle bekering het hy die stad gespaar. Wow, wat 'n geweldige wonderwerk het die Here hier gedoen. Deur een man se boodskap, wat deur die dorp gegaan het, deur die stad gegaan het, en geroep het nog 40 dae, en die stad word verwoes. Almal kom tot inkeer, hulle is daar by die paleis op hulle knieë en gee hulle hart vir die Here, en is 'n geweldige wonderwerk. Almal sal tog bly wees as so iets gebeur. Maar Jona het niks daarvan gehou nie. Hoekom moet ek die boodskap gaan verkondig as u dit nie doen nie? U het gesê, u gaan die stad verwoes. Nie gesê, tensy julle bekeer nie. U het gesê, u gaan die stad verwoes, maar ek ken nie, sê Jona in die hoofstuk. Ek ken nie, ek weet nie of ek dit daar gestaan het nie. O ja, hier staan het, Jona 4 vers 2 en 3. Ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid. U het van my 'n fool gemaak. Hy is ongelukkig, omdat God die stad gespaar het, terwyl dit eintlik 'n geweldige groot wonderwerk is. Hoe wonderlik is dit dat die hele stad tot bekering kom, en die Here wil dien, en uitroep, die Here, hy is God. En
En dan sê hy, en een wat berou het oor die onheil. O Here, hoor nou tog wat hy sê. Neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Hy wil liewes doodgaan, omdat God die stad gespaar het. Maar ons moet een ding onthou, dat Ninive was 'n heidense stad, en vir 'n Jood om soontoe te gaan, was al 'n not done. Jy gaan as 'n Jood nie na 'n heidense stad nie, en veral nie om oor die God van Israel te praat nie. Dit was hulle God, van die Jode, en nie die God van die heidene nie. En hierdie houding is daai houding van ek is reg en jy is verkeerd. Dit het veroorsaak dat hy jaloers was en neergesien het op die seën en die genade van God wat hy aan Ninive gegee het. Volgens Jona was die mense van Ninive sondaars, onheilig en onrein, en hy wou nie besoedel word met hulle sondes nie, en dis hoekom hy gevlug het. Hy was nie lus om na Ninive toe te gaan nie. Hy wou nie besoedel word met die sondes van hierdie mense, en sy oortuig was hy Jood, en met al die ander Jode die heilige, uitverkore volk van God. God se elite in die wêreld, uitverkies bo die res van die hele wêreld. Jona wou nie hê dat God genadig moes wees nie, vir die mense in Ninive nie. En hy het vir die Here iets gesê soos, Here, ons wil die geloof suiwer hou. Dis net vir ons as Jode. Ons is reg, hulle is verkeerd. Ons is goed, hulle is sleg. Me Tarzan, they Jane. Dis daai gevoel. En baie Christene het daardie houding teenoor ander mense, wat nie gelowig is nie, wat die Here nie dien nie. Die waarheid is, dat die sonde ook nog steeds en loer voor ons deure. Ons is niks beter as die mense wat nog nie gered is nie. Ons is almal mense. Jesus het geen onderskeid gemaak tussen mense wat hom gevolg het en die mense wat hom nie gevolg het nie. Maar die Jode het. Matteus was 'n tollenaar wat vervloek was deur die Joodse volk, maar aangespreek word deur Jesus en uitgenooi word om hom te volg. Daar sit Matteus. Niemand groet hom nie. Geen Jood praat met hom nie. Maar Jesus kom daar verby. Toe Jesus daar vandaan verder gaan, hulle het nou van die oorkant van die meer gekom, op pad Kapernaum toe, en toe hy verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. Hy was 'n tollenaar. En Jesus sê vir hom, Jesus gaan nie net verby en sê goeiemiddag en loop verder nie. Dis wat ons sal doen. Dis ons Christelike houding. Ons groet daarom die mense. Jesus sê vir hom, staan op en volg my, of volg my, sê hy hier. En Matteus onmiddellik, en dis eintlik treffend, onmiddellik staan Matteus nog op ook, en hy volg Jesus. Ek wonder hoe die disippels gevoel, toe dit gebeur het. Want hulle was Jode, en hulle het neergekyk op die tollenaar, dis 'n groot sondaar. Ek dink hulle sou op 'n afstandjie saamgeloop het, en gevoel het van, wat doen Jesus nou weer? En later het hy dit ook gehoor, daar was 'n fariseer wat dit gesien het, en die vraag gevra het, van wat doen die tollenaar saam met julle? Saggeus, wat selfs die oppertollenaar was, die leier van almal, hy het in 'n boom geklim en word deur Jesus beveel om uit die boom uit te klim, want hy sou die dag by hom tuis gaan. Hy was een van die allergrootste sondaars onder die tollenaars. En die mense het gemurmureer. Die mense, toe Jesus vir hom sê, kom uit die boom uit, want ek gaan by jou tuis gaan, het die mense gemurmureer, totdat Saggeus gesê het, dat hy die helfte van sy besit vir die armes gaan gee, en 4voudig sal terugbetaal aan hulle, waarvan hy geld beroof het. Toe wou die mense nie meer nie. Maar dis Jesus se geaardheid. Jesus veroordeel nie die mense nie. Saggeus, kom, ek gaan vandag by jou tuis gaan. Lukas 7 vers 48, daar staan, jou sondes is jou vergewe, sê hy vir die sondares. Nadat sy haar kosbare olie gebruik het om sy voete te salf, ook nadat sy sy voete droog gemaak het met haar hare, omdat hulle nat geword het van haar trane. Hierdie vrou wat by die fariseer was, toe, sy naam was Simon, toe Jesus daar was. Jou sonde is vergewe. Het niemand jou veroordeel nie, vra Jesus vir die owerspelige vrou in Johannes 8 vers 10 en 11. Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, Here.
En hy sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldiges vir jou? Niemand jou veroordeel nie. En hy sê antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Jy het 'n keuse, vrou, om weer te sondig. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dit was Jesus se reaksie op mense wat toegelaat het dat sonde hulle aangeval het, en net so was sy reaksie op jou en my, nadat ons toegelaat het, dat die sonde ons ook aangeval het. Deur sy genade is ons sondes vergewe, en is daar versoening tussen ons en die Vader, waardeur ons nie veroordeel word nie, soos hy ook die oorspelige vrou nie veroordeel net nie. Hy sê, gaan heen en sondig nie meer nie. Eintlik sê hy vir haar, moenie weer die deur vir die aanvaller oopmaak nie. Heers oor die sonde. Bekeer jou. Moenie weer sondig nie. Hy het hierdie vrou nie veroordeel nie. En hy veroordeel ons ook nie. Sy was op heterdaad betrap. Sy was fout, sy was skuldig. Maar daardeur het ons self ook geen reg om ander te oordeel nie. En is dit ons groot voorreg om mense wat hom nog nie ken nie, om hulle te vertel van sy genade en sy vergifnis van al ons sondes. Maar die sonde lê gedurig op die loer voor die deur. Sonde wat se begeerte na jou is, waarvan die Here sê dat ons daaroor moet heers. Sonde van jaloesie, hoogmoed, verkeerde begeertes, en noem maar op. Moenie jou deur oopmaak vir hulle nie, maar waak daarteen. Waak daarteen en heers oor hulle. Jy kan daaroor heers. Gelukkig, ek het nie die vers hier nie, maar dit is 1 Johannes 1 vers 9, waar Johannes sê, dat as ons sonde bely, is hy regverdig en getrou om ons die sondes te vergewe. Dis ons Jesus, dis ons Here. Nou is daar genade en mag ons om vergifnis vra vir ons sonde. Maar sorg dat die Here jou enigste God is en dat hy bo alles in jou lewe staan. Deur hom lief te hê, bo alles, kry die sonde geen kans om oor jou te heers nie, maar sal jy oor die sonde kan heers en sal jy geestelik meer en meer groei en ontwikkel in jou verhouding met die Here deur die Heilige Gees wat in jou is. Amen. Kom ons bid saam. Ons is so dankbaar dat ons vandag in 'n besondere tyd leef, waarin ons, as ons gesondig het, as ons toegelaat het, dat ons aangeval word en sondig, dat ons na u toe mag kom en vergifnis kry van ons sondes. Dankie Here vir u geweldige genade en u liefde. Dankie dat ons kinders van u mag wees en dat u ons nie afwys as ons verkeerd gedoen het nie, maar dat ons na u toe mag kom. Dankie Here dat ons verhouding tussen mens en u as Vader versoen is deur die werk van Jesus Christus. Help ons vandag nie net om dit self te besef wat dit beteken vir ons eie lewe nie, maar help ons om dit nie vir onsself te hou nie, maar ook om dit te deel met ander. Gebruik ons as u instrument om met ander mense oor u geweldige liefde en u genade te kan praat, sodat mense ook tot bekering kan kom en self besef wat dit is om te heers oor die sonde. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.